Baie welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 1 van die NSS 2024 vraestel 2. In hierdie vraag het sê hulle dat die afrigter van 'n junior seuns rugby span het aan die begin van 'n seisoen die gewig in kilogram van die 15 spelers in sy span en die aantal opstote wat elke speler in 1 minuut kan doen, aangeteken. Die data word in die tabel en die spreidingsdiagram hieronder verteenwoordig. En hulle sê die kleinste kwadrate regressielyn vir die data is geteken. Ok, daar is hy geteken. Nou moet ons by vraag 1.1 moet ons bepaal wat die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn is. Nou, baie belangrik. Jy gaan jou sakrekenaar gebruik. En ons gaan die koëffisiënt van A kry, en dit is 39.45, onthou dit. Ok, en ons gaan dan net terug, en ons gaan dan weer sê shift, stats, regression, en ons gaan nou vir B kry, en is dan minus 0.59, en dan gaan ons, dan het ons daai twee koëffisiënte, en jy kan dit nou net hier inskryf. So A is 39.45 6001, B is minus 0.590018, en dit wil sê dat jou regressielyn kappie, wat ook al jy dit wil noem, is gelyk aan 39.46 minus 0.59x. Onthou, die opsie wat jy geselekteer het op jou sakrekenaar was A minus bx. Dit was eintlik in hoofletters, maar dis die opsie wat jy geselekteer het. So maak net seker jy gaan met daai opsie. Ok, by vraag 1.2 skryf die korrelasie koëffisiënt neer. Hier gaan jy weer jou sakrekenaar gebruik. En dit kry as minus 0.7979 en dit is dan maar net minus 0.8. So dit is R is gelyk aan minus 0.8. Belangrik, moet asseblief nie jou data uitvee terwyl jy besig is om die vraag te beantwoord nie, want jy gaan jouself in die voet skiet. Ok. By vraag 1.3 sê hulle nou dat die afrigter gebruik die kleinste kwadrate regressielyn om die teiken vir die minimum aantal opstote vir elke spanlid volgens hulle gewig te stel. Voorspel die getal opstote wat 'n spanlid wat 29 kg weeg behoort te doen om die teiken te bereik. Ok, so onthou, ons het 'n regressielyn gekry hierbo. So ons gaan net die regressielyn gebruik om te bepaal wat die aantal opstote is. Onthou, y is die aantal opstote per minuut. Ok, so ons gaan dit net invervang. So y is dan gelyk aan 39.46 minus 0.59 maal 29, en dit is dan gelyk aan 22.35 opstote wat die kind sal kan doen. Jy kan ook net kyk na jou grafiek. So by 29 kg, dit is hierso, in die middel van daai twee. Hierdie lyn is nie presies reg nie, maar so iets. Dan kan jy gaan met die lyn
en daai is dan jou waarde. En jy sal sien dit is min of meer wat ons wil hê. Dit is nie so akkuraat nie, want mens kan nooit baie akkuraat wees as jy dit op die spreidingsdiagram doen nie, maar dit is hoe jy dit ook kan aflees. By vraag 1.4 moet ons die gemiddelde getal opstote kry vir die gegewe data. Nou onthou, daar is 'n formule wat jy gaan nou gaan gebruik. So die gemiddeld is gelyk aan die som van al die x'e. So al die maar dit is die som van al die eie, want ons wil weet hoeveel push-ups daar gedoen is in 'n minuut. Okay, so die som van al die opstote gedeel deur die hoeveelheid wat daar was. Hoeveel spelers daar in die span is. Okay, so dit gaan dan wees jou 26 plus jou 21 plus jou 6 plus jou 20 plus 16 plus 26 plus 23 plus 7 plus 18 plus 14 plus 17 plus 8 plus 28 plus 25 plus 20, alles gedeel deur en die hoeveelheid leerders wat in hierdie span is en dit gedeel deur 15 en dit moet dan vir jou 'n finale antwoord gee van y met 'n streepie bo van 18.33. In vraag 1.5 sê hulle vir ons dat die spelers het gedurende die seisoen hard geoefen. Die afrigter het nou aan die einde van die seisoen gesê dat elke speler 5 opstote per minuut meer as aan die begin van die seisoen kan doen. Hoe beïnvloed die toename in die getal opstote die standaard afwyking van die data? Okay? So, omdat al die spelers opgegaan het met presies dieselfde hoeveelheid, gaan daar geen effek hê op die standaard afwyking nie, want almal gaan op. As net party opgegaan het, dan sou daar effek gewees het, maar omdat almal opgegaan het, dan gaan dit net dieselfde bly. Okay, geen invloed. By vraag 1.6 sê hulle vir ons dat die afrigter het aan die begin van die seisoen die kleinste kwadrate regressielyn gebruik as die minimum teiken waarna 'n speler moes streef. Bepaal die maksimum moontlike toename in die getal opstote wat 'n speler moet doen om die minimum teiken te bereik. Okay, so wat ons gaan doen is, ons gaan kyk na die speler wat die verste is vanaf die regressielyn. En dit is die speler wat net 6 opstote kan doen. Okay. Speler wat 6 opstote in die begin van die seisoen kon gedoen het, is die verste vanaf die regressielyn. Dit beteken dat die spesifieke speler die meeste kan verbeter. Okay. En ons moet nou kyk hoeveel kan die speler verbeter om op die regressielyn te kom. So ons is by hierdie kolletjie en dit is die verste vanaf die regressielyn. Okay. Nou wil ons bereken hoeveel meer opstote moet die persoon doen om by die regressielyn uit te kom en jy sal sien dat dit 10 is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, indien die persoon 10 meer push-ups doen, opstote doen, dan sal die persoon sy doel behaal. Okay, so 6 opstote aan die begin en dan gaan ons kom tot by 40, 16. Is die minimum hoeveelheid opstote wat 'n speler wat 40 kg
beweeg kan doen. Okay. En dit is die einde van hierdie vraag. Baie dankie en baie lekker dag verder.